Rentekoersstygings en hoër brandstofpryse kan ons verbruikers toenemend onder druk sit en die landbouindustrie ook aanraak. Ek gesels met Provaldo hier oor hierdie week en dan ook met Pieter Sieberhagen oor dieseltanke op die plaas en hoekom die versekering dit dalk nie gaan uitbetaal nie. Die week se ekonomie-oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.24 teenoor die euro en op R11.71 teenoor Australiese dollar. Die Brent oliepryse het egter gedaal en staan tans op $94.69 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Provaldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vanoggend. Baie welkom by ons, Waldo. Môre Johnny, dankie vir die kans. Waldo, ons het nou voor die opname so 'n bietjie gesels. Nie noodwendig plaaslike nuus wat die mark skryf. Daar is plaaslike nuus, maar nie noodwendig wat die mark skryf. Ons kyk so na die internasionale faktore op hierdie oomblik. Wat sien jy op die oomblik? Dis reg Johnny, nee, internasionaal, ek dink daar's bietjie bekommernis oor die Amerikaanse ekonomie. Inflasie is hoër as wat hulle dit wil hê, groei is 'n bietjie stadiger. Vra maar nog steeds oor hoekom doen hulle aandelemark so goed, terwyl hierdie wanbalans besig is om op te bou. Hulle sit met dieselfde hoë oliepryse as ons. Wat dalk so knerslaar. Maar dit is daai probleme is daar. En ek dink ons sien ietsie daarvan in die feit dat vanuit die skietstilstand nou geteken is die rand sterker teen die dollar. So die dollar is eintlik swakker teen 'n hele mandjie van ander geldeenhede. En ons opbrengskoerse op die staatsskuldinstrumente, soos die RSA 10 jaar, is heelwat laer. So dis wys maar geld vloei na ons toe in en mense kom belê in ons staatsskuld. So my wat ek wonder is die mark nie half besig om die politieke nuus vooruit te antisipeer nie. Okay. Die mark is baie opgewonde oor die moontlikheid dat die hele oorlogssituasie nou kan klaar kry en dat dinge weer na normaal toe kan terugkeer. Maar is hulle te vroeg opgewonde? Of is hulle dalk net betyds opgewonde? En dit dink ek is waar die onsekerheid lê op die oomblik, is in dit. Want as ek kyk na die grafieke, ons beweeg nou amper terug na voor wanneer die oorlog nou uitgebreek het. Die rand wat weer sterker op 16.30 min of meer is. Olie wat nou so klein bietjie af is, maar hy is maar baie wisselvallig met die straat wat nou toe is en nie. Maar dit voel vir my asof ons 'n bietjie terugkeer soos jy nou genoem het, maar kan dit wees dat die mark moeg raak vir die nuus? Byvoorbeeld soos wanneer COVID en back and close die ouens trei nie meer noodwendig op dit nie. Ja. Dit is nog daar. Of is dit die antisipasie? Ek dink dit is 'n kombinasie. Daar's nie veel nuwe nuus nie. Daar's nou klein brokkies nuus wat uitkom. Een of ander het 'n vragskip is raak geskiet deur die Amerikaners. Maar wil jy nou koop of verkoop of wat is jou, ek weet nie, so dis te klein nuus om op te beweeg. So dalk die grotere kragte steur ek my nou meer aan. So byvoorbeeld het president Trump nou gesê, eintlik Jerome Powell het gesê, hy gaan aanbly in sy pos as die Fed-voorsitter tot tyd en wyl Kevin Walsh nou deur die onderhoude is in die Senaat en hy's nou permanent vas aangewys. Toe sê Trump, ek gaan jou afdank in die tyd wat sy periode het al geëindig en hy wou tydelik aanbly totdat die nuwe ou in sy plek is. Toe sê hy, as jy dit wil doen, gaan ek jou tussenin afdank. So om net sê as 'n teken dat daai spanning is nie verby nie. En dat president Trump se vermoë om half 'n sê te hê in die besluite by die Fed, daai is nog steeds daar. Ja. Mense vergeet dit nou 'n bietjie, want dit was nou eers die oorlog. Maar ek dink die mark sien daai en hulle koppe sien hulle hoër inflasie in die VS op die langtermyn en 'n swakker dollar. En ons sien 'n bietjie van daai, ongeag van wat nou met olie gebeur en die oorlog gebeur. Hulle kyk nou 6 maande vooruit en hulle sien daai tipe prentjie wat ons voor die oorlog gesien het. Effens swakker dollar, hoër tipe van rentekoerse in die VSA omdat inflasie hoër is, maar miskien gaan die Fed nie die kortkoerse sny nie. Die hoër rentekoerse gaan op die langer instrumente wees. So daai klas onsekerheid, maar as jy nou 'n groot fondsbestuurder is, moet jy amper meer bekommerd wees oor dit as oor wat gebeur in die golf. Want as jy nou gaan kyk wat in Amerika aangaan, jy het gesê die aandelemark daar doen geweldig goed nou, en dis al verrassend vir almal. Jy het 'n idee hoekom dit wel so is en wat dan die implikasies van dit kan wees eintlik vorentoe vir die dollar se sterkte as
Trump dan nou doen wat hy nou wil doen, maar die dollar se implikasies en wat dit nou vir Suid-Afrikaanse rand eintlik dan in kom beteken. Ja, so ek het 'n interessante ding hier daaroor gelees en die argument is daar's twee bene. Daar's die ouens wat glo dat AI gaan al hulle probleme oplos. So maak nie saak wat nou jy dink die probleem is nie. AI gaan dit oplos. Ja, ekonomiese groei slaag, moenie bekommerd wees Ons nie. sien hoe plant AI mielies. AI gaan hulle gaan produktiwiteit verhoog. Olie is duur, moenie bekommerd wees nie. AI gaan vir ons 'n oplossing gee. So daar's daai denkskool. Ek is nogals optimisties dink ek hoor as dit kom by pompolie en plantmielies. Ja. So maar goed, dis een manier van dink daaroor dat AI gaan so 'n wonderlike impak hê, al ons ander probleme los op in AI. Die ander been is om te sê nee, maar Amerikaanse beleidsmakers by die Fed spesifiek het nog altyd die beurs 'n reddingsboei gegooi. As dit lyk of daar 'n bietjie van 'n vertrouenskrisis is, pryse is te hoog, hier kom 'n moontlike ineenstorting. Ja, as die borrels begin borrel, dan sê die Fed hoor hier ons sny rentekoerse, ons doen kwantitatiewe verruiming, ons sit bietjie likwiditeit in die ekonomie in en hulle sê die argument is nou hierdie kom van die Greenspan put af. 1987 en dan keer op keer het verskillende voorsitters van die Fed eintlik maar die ekonomie gehelp. Bernanke met die wêreldfinansiële krisis. Toe was almos die bekende taper tantrum toe hulle gesê het ons gaan nou ophou met kwantitatiewe verruiming, toe bokspring die markte in 'n tantrum vir so 'n week. Toe sê hulle toe maar ons gaan maar aangaan met die kwantitatiewe verruiming. Ja. So daai en dan selfs Powell het met nou die impak van COVID en die skok van Rusland se inval in Oekraïne, die hoë kommoditeitspryse, hy het ook maar op kwantitatiewe verruiming toegepas in die groter prentjie van hy moes inflasie onder beheer bring. So dalk is die verwagting nou so ingebou in die mark dat hulle die risiko van 'n ineenstorting ignoreer, want hulle weet daar kom altyd 'n reddingsboei. Ja. Maar dis gevaarlik. En ek dink ouens wat wyd kyk sal sê maar kom ons kom bietjie uit die dollar uit en soek vir geleenthede op ander plekke ook. En dalk sien ons iets daarvan in die rand. En dis vir die rand nou so klein bietjie sterker maak en kan hy hom dan nou kom sê die oorlog hou nou op môre. Dink jy die rand kan 116 in beweeg? Ek dink hy gaan weer sterker wees. Soos daai voor die oorlog, hy was hier op 16 mos min of meer. Min of meer. So ek dink sterker in daai of die kragte wat dan in die ander rigting beweeg, is verseker besig om te beweeg. Mens sien die tekens daarvan en dan sit ons weer met 'n effens sterker rand. As ons nou nog bo op dit gooi, die 110% kans dat nie letterlik nie, maar amper ek voel daar's 'n versekerde kans dat ons rentekoersstygings gaan sien in Mei. Dan kan ons dalk nog 'n sterker rand sien, of wat is jou gevoel rondom? Ja, 'n verhoogde rentekoers en rand nog 'n bietjie sterker maak en ons weet die beleidskomitee hulle speel nie met inflasie nie. As dit lyk asof inflasie bo die teiken beweeg, voel hulle met 'n sein stuur net om te wys ons gaan nie hierdie toelaat nie. Selfs al is hulle dalk nie so bekommerd nie dat hulle kan sien hierdie is tydelik. Jy kan nie konservatief wees net deur te praat nie. Jy moet ook optree. Sê ja, ek wil nie nou al sê 25 basispunte nie, maar dis hulle volgende vergadering is die 3de week van Mei. So 'n goeie maand weg. Kom ons gee 'n bietjie kans. Wat gebeur en die rand kan ook nog sterker op sy eie kom. Daar's nog bietjie verseker, daar gaan nog baie data aankom. Ja. Ek wil so gepraat daarvan. Ek wil bietjie kyk na insetkostes, brandstofpryse. Waar staan diesel tans? So wat is die verhoging soos ons nou hier sit? Soos ons nou hier sit, is die onderverhaling hier by R7.50. Oh my soul. Okay, ja, dit is nou nog 'n gelukkig dan ons daar's 'n klein bietjie, daar's nie meer so baie tyd oor in die maand nie. Laasweek kon ek nog sê ons is nou eers by die helfte van die maand, maar ons is nou ver oor die helfte van die maand. So ja, kom ons kyk waarheen gaan hy. Maar ons kyk na nog 'n verhoging. Ja, ten minste. As brandstof af is, oliepryse dit lyk asof hy dalk as oliepryse nou gaan afkom, dan kan ons dalk terugbeweeg na R5 toe, maar styging gaan ons gaan ons sien. Die sterker rand rem bietjie die grootte van die styging, maar 'n styging is op die kaarte as die olieprys nie wat afkom nie. So dit beteken nie goeie goed vir ons verbruikers. Die hoër brandstofprys, hoër rentekoerse 10-1. Vir ons boere kyk ons na hoër insetkostes met kunsmispryse wat natuurlik op is, brandstofpryse wat op is. So ek wil jou eintlik vra, droogte in die VSA.
ek sien dit is dalk goed vir pryse daar aan weet aan die ander kant van die prentjie. Ja, dit is meer oor die koringgebiede. Het hulle nou droogte en dit raak hulle koringproduksie, hulle hard red winter wheat area baie erg. Okay. So dit is eintlik meer maar die aanplantings, die someraanplantings of die mielies en die soja aanplantings het baie reën nou gekry. So hulle is eintlik weer vertraag. Okay. Of daar's 'n vertraging in hulle aanplantings en so dit ons sal sien as dit nou aanhou reën in die someraanplantingsgebiede dan kan dit hier middel Mei praat hulle van dit kan weer pryse bietjie opdruk. Okay. So ja, maar dis heel interessante goed, maar weer gaan verseker 'n baie belangrike rol speel in kommoditeitspryse soos aan die einde van die jaar te beweeg. Maar wat die mense wil sê is van 'n insetkoste kant af. So ons 10 teen gaan ons aan die einde van die jaar baie hoër insetkoste sien. Kunsmispryse weet jy net gaan afkom hier. Brandstofpryse wat dalk stadiger gaan afkom as wat dit opgegaan het. En hoe dit amper die produksiebesluite gaan begin beïnvloed. Kom sê nie net vir boere nie, maar vir almal. As jy gaan jy meer konservatief wees, kan dit ons weer in 'n hoër prys, lae aanbod scenario sit. As 'n mens weg, want ons kom nou uit 'n baie hoë aanbod scenario uit. Kan dit die hele scenario amper omdraai? Dit moet dit beïnvloed, Johnny. Dit hang so 'n bietjie af van voorrade wat oorgedra word as mens nou uit hierdie hoë aanbod omgewing uitkom. Maar ja, ek dink die prentjie verander hier na die einde van die jaar se kant toe. Ek hoop maar die olieprys kom vinniger af as wat mense nou dink. Weet daar's daarom die wêreldekonomie groei nie vinnig nie. Die Chinese se vraag is nie wat dit was nie. Maar ja, hierdie die ripple effek van hierdie gaan 'n ruk lank voordien. Selfs al praat mense net van weet inflasie vir 'n rukkie lank hoër, weet rentekoerse 25 basispunte, 50 basispunte. Al daai goed beteken die verbruiker het nie ruimte om te bestee nie. Wat weer weet moontlike prysstygings moeilik maak. Jy kan nie jou produk duur gaan verkoop as niemand koop nie. Ja. So dan sit die produsente regtig in hierdie knyptang van stygende koste, maar aan die verbruikerskant is daar ook maar weerstand teen 'n hoër prys. So iewers moet mense sê, okay, verbruiker en produsent moet dit nou hanteer, maar die verbruiker kan dit nie die styging vat nie. So dan gaan daar 'n meerderheid van die impak gaan aan die produsent se kant toe eintlik. Ja, maar en die verbruikers ek weet dis nie 'n storie wat mense baie lees nie, maar ek dink die deursnee huishouding voel maar 'n bietjie die druk. Reële inkomste het nie gegroei laas jaar nie. Nominaal is dit bietjie op, maar reël is dit omtrent op gelykbreek en dis op inflasie van 3,5% is eintlik laag, nê? En dan sien mense dit in die tweepot onttrekkings, in die ouens wat bietjie in die moeilikheid kom, teen die tyd wat hulle by skuldberading is, weer dan lyk dinge baie sleg. Ek dink weet die deursnee huishouding het nie geld om te mors nie. En nog meer druk van brandstofpryse af en dan nou hoër inflasie in die algemeen gaan maak dit die ouens hulle moet maar die belt nog 'n keer stywer vastrek. Maar wat ek agtergekom het toe ons deur COVID gekom het is ons sien nie noodwendige, ek het al hieroor gepraat, sien nie noodwendige daling in vraag na voedsel nie, mense sien 'n skuif. So jy het nou jou LSM groepe van 1 tot by 10, jou ryker verbruikers en jou armer verbruikers, maar almal moet eet. So jy skuif nou van verskillende produkte. So dis nie net doom and gloom nie, jy kan baie geleenthede eintlik uit so 'n situasie ook ontgin. Absoluut en ek dink die kleinhandelaars hulle is baie bewus hiervan. Hulle besef die sogenaamde house brand reekse moet reg staan want ouens swaai weet of meer bulk buying. Dis reg. Geprosesseerde tipe goed. En dan weet die opkoms eintlik van hierdie waarde kleinhandelaars, die boxers en die U-safes en so, dat hulle bedien die prysensitiewe mark. So ek dink mense gaan 'n bietjie van daai dinamiek ook sien, afhangend nou van hoe lank dinge aangaan en hoe hoog pryse styg. Baie dankie vir jou tyd, Waldo. Weereens baie interessant. Kom ons hoop die impak is nie te groot nie, maar ja, dit lyk asof dinge nou bietjie in die verkeerde rigting wil gaan, maar ons hoop ons kan dan redelik die impak absorbeer en weereens geleenthede uit so 'n situasie sien. Ek dink baie keer moet 'n mens in die probleem vaskyk, maar net so 'n bietjie jou kop draai, net verby die probleem kyk, want ons baie keer geleenthede agter dit. Ek stem, Johnny. Soos beloof gesels ons met Pieter van FFG vandag en ons kyk bietjie na die effek van die oorlog op die versekeringsindustrie, brandstofpryse wat spesifiek nou op is en stoor of kom ons sê brandstof of diesel of petrol wat gestoor moet word op plase of baie keer gestoor moet word. Pieter, eerstens baie welkom en wat het jy gesien? Wat het verander intussen wanneer ek en jy laas gepraat het? Ja, dankie Johnny. Ja, baie veranderinge. Ek dink jy het nou genoem
in terme van die oorlog wat uitgebreek het. So wat ons veral gesien het uit 'n versekeringsoogpunt is. Ons boere het veral begin petrol, diesel begin stoor. Ek dink die eerste geval wat die rede daarvoor was vir die verskriklike stygings in prys wat ons gesien het. So ouens wou seker maak dat hulle dit dalk vryspring en dit stoor en hopelik stabiliseer die prys en dan sal nou het hulle genoeg voorraad gehad. Maar wat ons nou sien op hierdie stadium, veral met sekere dele van ons boerderye, soos ons pekanneute, daai ouens wat nou amper in oestyd ingaan, hulle stoor nou weer diesel want hulle is bang daar kom 'n tekort. Want soos jy weet, jy's nou beter as ek weet, maar met hierdie oorlog daar's nog geen sekerheid nie. So ons kry baie van ons boere wat nou diesel en petrol stoor. Maar dit stel weer gevaar uit die terme van 'n versekeringsoogpunt uit. En met hierdie prysstygings is dit nie, dis baie duur waarde, eintlik nou, of hoë waarde wat dit nou eintlik inhou, ja. Ja, dis hoë waarde, maar onthou nou word daai diesel of petrol word in 'n stoor gestoor, in 'n tank. Maar nou staan die boer se implemente ook in daai stoor. So uit 'n versekeringsoogpunt, hierdie is nou baie vlambare produk wat jy stoor, en as jy 'n brand ontstaan, sal geen manier wat jy dit eintlik half kan stop as dit nie reg gestoor is nie. So die versekeraar probeer van hulle kant af sê, hierdie moet reg gestoor word. Maatreëls moet gevolg word om seker te maak dat ons 'n brand eerder kan vermy. Ja. So daar is sekere maatreëls wat mens moet volg. En hierdie is nie elke versekeraar volg presies dieselfde maatreëls nie, elkeen is anders, en ek en jy het nou gepraat voor die video ook van dit hang af waar jy gelees jou plaas ook. So sekere versekeraars sê vir ons, as jy meer as 200 liter se petrol of meer as 400 liter se diesel wat regtig nie baie is nie stoor, dan moet 'n goedgekeurde stoorkamer gestoor word wat die nodige ventilasie het, genodige brandslange het, al daai moet in plek wees wat dan goedgekeur moet word deur jou brandweerhoof of jou brandweer self wat vir die goedkeuring moet gee en wat jy dan vir jou versekeraar stuur. Om seker te maak daai dekking is dan in plek. Pieter, maar ja, die ouens kom uit plattelandse omgewings uit. Daar is, ek dink jy is eers 'n brandweer in meeste van hierdie dorpe nie. Hoe sal julle jy en Daan dan nou spesifiek te werk gaan om hierdie ouens te help om seker te maak die goed is goedgekeur en dat die versekering gaan uitbetaal? Want ons praat baie, maar ek dink ultimately wil ons die boere inlig om te sê hoor, kry hierdie goed in plek, laat ons seker maak hulle gaan uitbetaal as daar probleme ontstaan. Want jy wil nie premies betaal en wil nie uitbetaal nie. So wat sal jy vir ons voorstel? Wel, my voorstel is eerstens, ek bly jy vra die vraag, is bel jou makelaar. Laat hy uitkom, laat hy fisies na jou plaas toe uitkom. Laat hy gaan kyk, is jou tank wat jy geïnstalleer het, is hy SABS goedgekeur, is alles in plek, is die regte brandblussers in plek, en soos ek nou vroeër gesê het, is elke versekeraar het ander vereistes. So my voorstel sal wees, laat jou makelaar uitkom en gee die nodige inligting vir die versekeraar. Laat hulle dit dan goedkeur en sê, hierdie is vir ons aanvaarbaar. As daar nie 'n brandweer is nie, kry dalk jou brandvereniging om uit te kom, om te sê, okay, ons moet hierdie maatreëls in plek stel. Maar ek dink is die heel beste om met jou makelaar te kommunikeer, en jou makelaar kommunikeer dan met die versekeraar. Foto's te neem en net die spesifikasies van die tankdal, die hoeveelheid wat gestoor word, waar daai tank geleë is, in jou stoor, of is in 'n stoorkamer, hy's dalk buite jou stoor, hy's dalk glad nie 'n gevaar nie, want jou tank is 50 meter van jou stoor af, so dit word dalk nie as 'n gevaar gesien nie, dat al daai geopenbaar word aan die versekeraar, want ons in die versekeringsbedryf glo doen die werk voordat daar eis kom. So laat hierdie werk gebeur, dat daar nie vrae is op eisstadium nie. As so eis by versekeraar uitkom, dan sê ons vir hom, hier het ons jou verwys na dit, jy die risiko aanvaar, alles is in plek, en die eis word net bloot uitbetaal. Ek dink dit is tog so belangrik, want ja, ek is self bekommerd en ek dink baie boere is baie negatief oor die huidige ekonomiese omstandighede, die onsekerheid wat die oorlog bring. En ek dink mense wil nie nog hierdie ekstra onsekerheid ook jouself aan blootstel nie. Om seker te maak jy kry dit ten minste. Dis een ding wat jy ten minste op 'n mate kan beheer, maar ja, ek dink die ouens is maar bietjie negatief oor die hoë insetkoste, al daai tipe goed, soos ons na die einde van die jaar toe beweeg, en strooptyd wat nou eintlik, ons is nou in strooptyd in. So as ons nou strooptyd spesifiek kyk, wat sal jy nou, net 1 of 2 pointers vir die ouens net vinnig kyk, ek weet die planter of die stroopers kom nou weer uit, daar's 'n paar goed van die ouens, dalk weer as ek klaar gestroop het, weer hulle grondbewerkings doen, so wat is 1 of 2 goedjies wat die ouens net nou in die agterkop moet hou? Wel ek dink met daai, wat jy nou stel, as wat in die agterkop moet hou, is baie van ons boere op
as die stroper staan vir die jaar, dan verseker hulle hom net vir derde party of vir brand of vir daai tipe. So maak seker jou dekkings is in orde, dat jy seker maak al jou implemente is reg verseker, omvattend verseker, dat jy seker maak daai is in plek. As jy 'n buurman gaan help stroop, wat ook gebeur in die tyd, maak seker jy stel jou versekeraar in kennis daarvan, dat as daar verspreiding van brand byvoorbeeld ys kom, dat jy ook behoorlik vir dit gedek is. So ek dink hierdie tyd is altyd 'n goeie tyd om met jou makelaar te praat. Dat mens proaktief optree, want dit is wat ons glo. Versekering moet nie 'n administrasie las op 'n boer wees nie. Laat jou makelaar die administrasie hanteer en dit is wat ons probeer doen. Ons sê vir die boere, kom ons kom uit by jou, ons praat met jou, ons haal hierdie administrasie van jou af en dis een ding wat jy minder wat jy hoef oor bekommerd te wees. En hoe meer ek met jou en met Daan praat en hoe meer kom ek agter, hou jou op speed dial, hou vir Daan op speed dial en as jy sien jy ry veld en jy sê o, jene, ek het vergeet om hom vat te verseker, bel vir Daan, bel jou. Hoorie, stel hom gou vir my vinnig op of verander vir my die versekering. Ek's besig met hierdie nou, maak seker vir my die goed is in plek en laat julle dan van die FFG se kant vir die boere help met hierdie tipe administrasie. Ja, want dis presies hoekom ons daar is. En jy moet een ding onthou, ons hou baie daarvan om na ons kliënte toe te gaan, vir al ons boerkliënte op die plaas te gaan. Ons is die kantoormense en ons hou daarvan om by die mense te sit. Glad, ons hou daarvan om by die mense te sit. Ons voel ons leer altyd iets en ek dink met dis nodig, veral in 'n boerdery, enige besigheid eintlik. Ek dink is dit belangrik dat jou makelaar nie net een keer 'n jaar op hernuwingsstadium uitkom nie. Dan moet derentyd daai gesprekke gaan. Want onthou in my bedryf, ek dink aan versekering elke werksdag van my lewe, want dis wat ek doen. Jy is 'n boer, jy is 'n besigheidsman. Dis nie die eerste ding wat op in jou gedagte is, dink aan my versekering. Ja. Maar as jou makelaar by jou uitkom, hy stap deur jou plaas, hy stap deur jou stoor, hy gaan jou goed deur, tel hy dalk iets op wat jy nie aan gedink het nie. Ja. En ons sien dit keer op keer op keer. Dis baie belangrik dat jy makelaar by uitkom. En ek moet sê, ons is nie net in strooptyd nie, ons gaan nou in speentydperk ook in met die lewende hawe. En daar gaan nou verandering van hoeveelheid diere op jou plaas kom, jy bemark dalk diere wat vervoer moet word, back and closure permitte, daai tipe goed wat ook in ag moet neem. Maar weer eens is daar tipe regulasies wat 'n mens daarna moet kyk. Kyk, dit verskil ook van versekeraar tot versekeraar. So dit is daai in terme van regulasies soos die permitte van back and closure en dit is iets wat met die departement van landbou moet uitgesorteer word. Jy sal beter kan. Maar dis nie noodwendig 'n direkte impak op die versekering nie. Nee, al wat by versekering in plek kom is as jy dit vervoer, moet jy seker maak dat jou goedere in transito dekking reg is. Okay. Want dis 'n groot ding. Ek meen jy weet wat kos as die vleispryse, kalverpryse, al daai. As jy laai vinnig 'n hele paar rand agter op 'n trok. Nou in die kliënt se oogpunt baie keer dink hy my trok is omvattend verseker, ek is reg as jy 'n fout kom, is ek 100% reg. So as verskeie komponente. Ek meen jy het 'n perd wat jy verseker, dis die trok, ons praat van die perd, dat jy die wa wat apart verseker word en dan jou lewende hawe agterop moet ook verseker word. So jy moet seker maak daai goed is in plek. En dit kan mens ook voel ek met jou makelaar bespreek. Daar's verskillende opsies. Jy kan 'n derentyd vat om te sê dis wat ek vervoer deur 'n jaar. Dit is min of meer wat ek per vrag gaan laai. Of jy kan sê ek is seisoengebonde. So jy hoef nie heel jaar dekking te betaal nie. Jy kan sê vir hierdie tydperk gaan ek hierdie vervoer en ek wil dit nou verseker. So praat met jou makelaar, kan jy baie premies spaar as jy dit op daai wyse ook weer doen. As jy dan nou kontrakteer het wat die diere by jou kom optel, een of ander veilingskraal of ek wil nie name noem nie, maar as hulle nou die goed by jou kom optel, moet jy die diere verseker wat op die trok gelaai word, of is dit die vervoer? Dit hang af. Jy moet so as jy van daai dienste gebruik maak, moet jy seker maak dat daai spesifieke kontrakteer die versekering in plek het. As hy nie dit in plek het nie, dan moet jy met ons praat dat ons daai dekking vir in plek sit. So hy kan altyd kante toe gaan, maar ek sou sê maak dit altyd eers seker by die kontrakteer vir daai spesifieke dekking in plek. Hulle het gewoonlik, maar ek sou sê ons probeer die werk doen voor hy staan, wat ons seker maak is reg. Pieter, ek weet ons tot die einde se kant toe staan, maar dit is my altyd so lekker om jou te gesels. Ons almal se agterkop is al nie nou einde van die jaar toe. Droë toestande, warm toestande. Dit skep onsekerheid weer op sy eie. Ons het nou lae pryse want onsekerheid hierdie jaar skep, volgende jaar kyk die ouens baie bekommerd oor produksietoestande en so voort. Van 'n versekeringsoogpunt af is dit baie droog geraak. Wat kan die ouens doen? Waarna moet hulle kyk? Kyk, ek dink Daan is amper die beter om die vraag te antwoord. Maar daar's nie noodwendig meer droogte versekering wat jy kan
Kyk, produksiekoste? tot 'n mate kan jy in terme van jou oesversekering, kan jy dit so uitneem, maar dit is ook net vir sekere gewasse. Dit is nie vir alle gewasse nie en dan gaan jou versekeraar ook kyk na jou streke op daai, gaan hulle ook vir jou kyk. So dit hang maar af. Dit is So jy gaan nie in die Karoo mielies plant en nee, en dink jy gaan werk nie. Nee, ons kan al kyk hoe jou lewe naam is, hoe skape daar te verseker, maar kyk nie die mielies gaan werk nie. Maar as ek sê ek dink met op die oesversekeringskomponent moet mense gaan kyk, maar dit hang ook af. Soos jy weet, daar's verskillende daar's verskillende versekeraars daar buite, daar's verskillende streke en die ouens het verskillende kapasiteit wat hulle vir jou kan bied en sekere bepalinge vir sekere gewasse ook. okay. Maar praat met ons, dan kan ons vir julle kyk. Ja, natuurlik. Ek dink dit is so belangrik om amper op speed dial op vir jou vandaan te hê en dan weer eens derentyd amper op 'n weeklikse basis vir alles soos ons nou in strooptyd beweeg, daar graan gestoor word op die plase, al daai tipe goed. Wat belangrik is veral met die lae pryse. So die ouens gaan dalk lae pryse nou met die lae pryse gaan hulle dalk op die plase so lank as moontlik stoor as wat hulle kan om te kyk of hulle beter pryse einde van die jaar toe kan kry nie. En dis ook iets wat die ouens in ag moet neem. Ja, dis iets wat jy in ag moet neem, so jy kan daai ook verseker en dis gewoonlik 'n baie lae versekeringspremie dit ook te verseker, want dit word gesien as net 'n brandafdeling. Ek bedoel daar's altyd 'n moontlikheid vir diefstal en daai tipe goed, maar ek dink jou groot risiko is vir brand altyd en uit die versekeringsbedryf het ons al geleer dat jou brandafdeling is altyd die goedkoopste afdeling. Ja. So dit is iets wat die ouens verseker dan moet gaan kyk, want ons sien dit veral. Ek meen die silo's gaan op teen 'n spoed in ons land op hierdie stadium. Baie dankie Pieter, is baie insiggewend geweest en ek dink 'n paar goedjies waarvoor die ouens nou moet uitkyk. So baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny, waardeer. Hierdie ekonomie oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.